Okay, so ons het nou hoeke op die kartesiese vlak, dis 'n nuwe afdeling. Ons gaan net ons triegkennis 'n klein bietjie uitbrei, want dit gaan definitief nie ophou by driehoekies en hoekies en sakrekenaarwerk en spesiale driehoeke nie. Ons moet dan nou ook werk met groter hoeke. Want op hierdie stadium het ons nog net gewerk met skerp hoeke binne in 'n reghoekige driehoek. Beskryf maar die volgende sirkel. Dit is geteken op die kartesiese vlak en ek het dan vir ons die middelpunt, die oorsprong eintlik, dis nou in die geval die middelpunt van die sirkel, maar die oorsprong is waar jou x en y as mekaar sny, het ek verbind met 'n punt op die omtrek van die sirkel. Ons noem dit punt R. Ons is nou al so goed vertroud met die koördinaatstelsel of 'n koördinaatpaar x en y. X gee vir ons die horisontale afstand vanaf die middelpunt van die sirkel of vanaf die oorsprong en y gee vir ons dan die vertikale afstand. So jy stap links of regs en jy stap op of af. En dan kom jy by punt R uit. Maar julle gaan nou sê, juffrou, ons is besig met trieg en waar's my driehoek? Nou ek gaan 'n driehoek nou voltooi. Die algemene reël wat jy moet onthou is wanneer jy ooit op 'n kartesiese vlak werk en daar word vir jou 'n radius getrek. Dit is 'n radius. Hoekom is dit 'n radius? Van die middelpunt van die sirkel tot die omtrek van die sirkel. Dis die helfte van die deursnit van 'n sirkel. Dis jou radius. So ek gaan hom R noem en wanneer jy ooit 'n radius het en jy wil graag jou driehoek voltooi, dan gaan jy, ek bedoel as jy gaan sit, dan sit jy plat. So as ek nou gaan van R, dan soek ek die naaste sitplek. Direk na die x-as toe. Jy gaan nie y-as toe nie. Ek gaan nie my boude daar teen die muur gaan druk nie. En so gaan sit nie. Jy sit plat. Jy gaan sit op die naaste x-as en daar trek jy dan jy maak vir jou 90 grade hoekie. Moet asseblief nie besluit ek vat nou my radius, my lyntjie soontoe en dan trek ek 'n driehoek daar nie. Jy gaan nie met jou boude teen die muur gaan sit, jy sit plat. Okay, met dit in gedagte kan ons sien dat 'n hoek word gevorm. Nou, ons gaan altyd ons hoek meet vanaf die positiewe x-as. Nou gaan julle sê, juffrou, wat beteken dit? Dit beteken jy het positiewe x-waardes en negatiewe x-waardes. Vanaf die positiewe x-as beteken ek begin meet van 0 antikloksgewys totdat ek by my radius uitkom. Dit is die hoek wat gevorm word. Wat ook al jy dit nou wil noem, kies 'n simbool, ek gaan nou theta gebruik. Ons het vir theta. In terme van x en y, ons het gesê x is jou horisontale afstand. So ek is van die opinie dat hierdie afstandjie, dit is x aantal eenhede. En ek hoop julle stem saam met my. Likewise kan ek sê hierdie is y. Dit is mos die y-waarde. Dis hoe hoog jy dan op beweeg. En kom ons gebruik dan nou vir x, y en z en ons bevestig net gou in terme van sin, kos en theta, wat is die verhouding van hierdie sye wat ons kan kry of kan neerskryf? Sin is teenoorstaande op skuins. In terme van x, y en r, geef my die antwoord asseblief. Y op r, baie mooi. Okay. Kos is aangrensend op skuins, so dis x op r, dan is teenoorstaande op aangrensend y op x. Dit weet ons klaar, ek wil nie daar te veel vashak nie. Kom ons gaan gou terug na ons sirkel toe. Hoeveel grade het 'n sirkel? 360 grade, wonderlik. Hoeveel blokke, ek bedoel, as ons nou moet, as ons hierdie kartesiese vlak moet segmenteer, dink aan 'n pizza wat jy opdeel, nê? Hoeveel dele is daar? 4. 'n Pizza, ek waardeer dit, hoorie, ek like dat 'n pizza 8 stukke het. Ek stem saam, maar hierdie pizza ongelukkig het net 4 dele. I love it. Ons het, ek sou sê hierdie is die eerste deel. Hierdie is die tweede deel, hierdie is die derde deel, hierdie is die vierde deel. So daar's op hierdie stadium 4 segmente, maar ons het 'n baie spesifieke woord wat ons daarvoor gebruik. Ons praat van kwadrante. Soos 'n quad bike, nê? 4 kwadrante. En daardie 4 kwadrante gaan ons op 'n baie spesifieke volgorde noemeer of label. Ons gaan nie randomly kies en sê hierdie is kwadrant 1 en kwadrant 2. Ons werk baie metodies elke liewe keer presies dieselfde, want anders is dit absolute chaos.
So volgens conventions, kom ons gaan daarvoor, is hierdie kwadrant nommer 1. Ek skryf nou baie lelik. En dan, omdat ons dan nou antikloksgewys beweeg, het ons kwadrant 2 aan die linkerkant, en so kan ons aangaan kwadrant 3 en kwadrant 4. Ja, ons beweeg altyd antikloksgewys. Ons begin by die positiewe x-as, met ander woorde, jou positiewe x-as is hierdie x-as, want alle waardes op hierdie as is positief vir x. Ons noem dit jou positiewe x-as, en dan gaan jy hier begin en jy gaan antikloksgewys beweeg, tot by die begin van kwadrant 2, die begin van kwadrant 3, die begin van kwadrant 4, en dan het jy 'n volle omwenteling gemaak. Nou met hierdie 4 pizza stukke, kan ons ook elke hoek wat homself in daardie kwadrant gaan definieer. Alle hoeke wat ons vorm in die eerste kwadrant word as skerphoeke gedefinieer, want dit is tussen 0 en 90 grade. So ek gaan nou weer my pen wat ook al vat en sê, ek begin by 0 grade, nee, almal verstaan 0 grade, positiewe x-as, en soos wat ek al langs hierdie sirkel beweeg, raak my hoek groter, totdat hy 90 grade tref, dan sy mos nou 'n regte hoek. Ek bedoel, as ek nou al die pad tot daar gegaan het, dan het ek mos 'n regte hoek gemaak. Julle stem saam. Hallo? OK. Alle hoeke wat dan tussen 90 en die einde van kwadrant 2 gevorm word stomphoeke genoem. Dis tussen 90 en 180 grade. So dis ons volgende interval. Nou julle is slim, want ons het lankal gewerk met verskillende soorte hoeke. As ons 'n inspringende hoek vorm, dan kom ons by 270 grade uit en 'n volle omwenteling is 360 grade. Dan is ons terug waar ons begin het. So almal verstaan eerste, tweede, derde, vierde kwadrant. OK. Right. Nou gaan dinge lekker raak. My onderwysers, ek het baie lekker onderwysers gehad, het gepraat van 'n CAST diagram of 'n All Stations to Cape Town diagram. Nou gaan julle sê, juffrou, jy praat Grieks, I know. Vir nou, skryf net dit vir nou neer, ek gaan nou dit verduidelik. Het julle almal hulle in die hal? OK. All Stations to Cape Town. Kyk gou mooi hoe ek kwadrant 1 gaan definieer as die A. Kwadrant 2, ek gaan nou Romeinse syfers gebruik, is kwadrant S, dis kwadrant 2. Kwadrant 3 is die T en kwadrant 4 is die C. Dis great. Wat beteken dit? Wel, nou, nie op hierdie stadium beteken dit nie veel nie. Kan julle onthou in ons eerste kwadrant, toe ons die verhoudings gegee het van sin, cos en tan theta, toe is al ons waardes positief. Daar was nie regtig waardes nie. Ek gaan 'n ander voorbeeld gebruik, ek is jammer, want anders gaan dit nie lekker sin maak nie, OK? I4. Dis Romeinse syfers vir kwadrant 1, 2, 3 en 4. Right. Onthou julle, ek het gesê, as jy ooit 'n lyn trek, 'n radius, of vanaf die middelpunt van die sirkel tot by die omtrek van die sirkel, gaan nie nou 'n sirkel trek nie, dan gaan sit jy by die naaste x-as, jy sit plat op jou boude, onthou julle dit? Nou vir die doel om die CAST diagram, die kartesiese vlak vir julle verstaanbaar en maklik te maak, gaan ek nou 'n driehoek met waardes gebruik. Ek gaan, my x-waarde is 4, my y-waarde is 3, my radius volgens Pythagoras is dan 5.
julle gaan dalk moet. Okay. Hierdie is my eerste diagram. Hierdie hoekie is theta. As jy dit nie nou wil neerskryf nie en jy wil alles net gaan print by die huis, sal ek nie vir jou kwaad wees nie. Want ek gaan dit nou weer teken en weer teken en weer teken. Verstaan julle wat ek vir julle sê? Ons gaan nou eers na hierdie twee kwadrante kyk, na hierdie twee driehoeke. Ek weet ek het hom al bo geteken, ek gaan hom nou delete, maar ek wil gou hierso net gou aangaan. Vir prentjie nommer A, in watter kwadrant bevind die driehoek homself? Kwadrant 1, okay, great. Kwadrant 1. Vir prentjie nommer B, of skets nommer B, diagram nommer B, in watter kwadrant bevind die driehoek homself? 2. Okay, so hierso is ons in kwadrant 2, by A is ons in kwadrant 1. Vir kwadrant, vir die eerste prentjie, gee vir my die waardes van sin theta, cos theta en tan theta. En dan doen jy presies dieselfde. Vir B. En dan wil ek hê jy moet raak sien. Ek gaan nou stadiger praat. Eintlik wil ek net hê iemand moet vir my verduidelik hoekom is daai 'n negatiewe 4 by B. Mooi. Wat ek hier, onthou julle ek het net nou gepraat van die positiewe x-as. Dis alle waardes regs van 0, dink aan 'n getallelyn, dink aan julle lineaal, gaan terug graad 7 toe in jou kop. Positiewe waardes, negatiewe waardes. Hier is ons by die negatiewe x-as, so x moet negatief wees. Ons is dan nou links. Ons is in kwadrant 2 en dit gaan 'n effek hê op jou antwoorde. Nou gaan julle vra waar's theta hierso? Het julle al iets begin oplet? Nogie, okay, dis fyn. Ek soek die waardes, wat sê jy Enko? Okay, die 4 is 'n minus. Sin theta is, ja, 3 op 5. Cos theta is 4 op 5, tan theta is 3 op 4. Maar in die tweede kwadrant is sin theta nog steeds 3 op 5, maar cos theta is minus 4 op 5, en tan theta is ook negatief, want dis 3 op minus 4. Nou onthou julle ek het gepraat oor die cast diagram, ja. Voordat ons teruggaan na die vorige bladsy toe. In die eerste kwadrant is almal positief. Ek het 'n positiewe antwoord vir sin, ek het 'n positiewe antwoord vir cos, en ek het 'n positiewe antwoord vir tan. In my tweede kwadrant het ek 'n positiewe antwoord vir sin, maar hy shame, die ander tweeetjies is negatief. Ek wil eintlik dit omgeruil, maar okay, ek sal dit nou doen. Met ander woorde, in die eerste kwadrant is al 3 verhoudings positief. Almal is positief in die eerste kwadrant. Kyk daar, almal is positief in die eerste kwadrant.
sin, kos en tan gaan vir jou 'n positiewe antwoord gee in die eerste kwadrant en daar is my pink sirkeltjies om dit te bevestig. Maar die oomblik as ons na die tweede kwadrant toe gaan, dan is net sin positief. In die tweede kwadrant is net sin positief. Wat van die derde kwadrant, wie gaan positief wees? Dan kan ons dit net gou bevestig, want dit sal nou baie skraffie wees as ons dit nou sê en dan is dit nou nie so nie. So kom ons gaan gou derde kwadrant toe. Vandag is 'n kunsles, kan julle sien. Gaan nou weer uitzoom, nie worry nie. OK. Ons is nou, en daai gaan my ook irriteer. Skryf maar daar. Derde kwadrant. Nou moet jy maar teen die dak gaan sit, naaste x-as, asseblief. Theta. Ons gebruik ons waardes, wat moet dit wees? Dit moet wees -4, -3. By the way, jou radius, jou skynsy, is 'n absolute waarde. Dis 'n vektor. Ek wil nie nou te veel daarin gaan nie, maar jy gaan nooit jou radius negatief maak nie. Jou radius gaan wees, onthou julle wat ek gesê het is jou radius vanaf jou middelpunt van jou sirkel tot die omtrek van jou sirkel. Dan gesê juffrou, daar is nie 'n sirkel nie. As jy jou oë toemaak en gaan slaap, dan is daar 'n sirkel. Verbeel jou. Daar is 'n sirkel. Ek gaan hom net nie elke keer teken nie. Jou radius is jou skynsy. Dis die een wat jy hier op jou sirkel as jy jou oë mooi toemaak en squint en verbeel, dan is dit daar. Daar is jou radius. Altyd positief. Maar jou x en y waardes, hulle gaan verander. Positief of negatief, afhangende van in watter kwadrant jy jouself bevind. So nou sê ons, great. Kom ons doen gou weer hierdie hele oefeningkie. Almal, ja. Ons gaan gou weer sin, kos en tan. Ek gaan net gou iewers met minusse byvoeg. Sin is -3/5, kos is -4/5, tan is -3 op -4, haai jene positief. Kyk daar. Nie waar nie? Ja, juffrou. OK, so as ons nou weer gaan met positief en negatief, dan sê ons hierdie ouetjie is negatief, sorry. Negatief, dan dis jou beurt. Jy is nou positief. So in my derde kwadrant kry tan 'n beurt om positief te wees. Dis wat ons dan hierso sien, tan. So raai wie gaan positief wees in die vierde kwadrant? Kos. So jy kan nou dieselfde gedagtegang gebruik. I know, right? Hoe cool is dit? Sin, kos, tan. So jy het almal, sin, tan, kos. En dit is hoe jy bepaal wie is positief in watter kwadrant. Jou cast diagram. All stations to Cape Town. A, S, T, C. That took me a while. OK, ja. Ek gaan nou, moet nou nie vir my kwaad wees. Ek weet julle wil nou kwaad wees, moet nou nie vir my kwaad wees nie. Ek wil net gou hierdie twee omruil, want nou anders lyk dit nie reg by die, as julle notas gaan print nie. As julle wil. Wat het met die y gebeur? Waar kom dit vandaan? OK. So wat verwag ek van julle, wat moet julle kan doen? Ek is nog nie heeltemal seker nie. Julle gaan vir my die hele oefening 7 doen, daar is 6 vragies. Ja. En oefening
Oefening 7 alles en dit is op bladsy 81. Okay. Vra of geen vra nie? Is dit lekker? Ek het so gedink. Bladsy 81, oefening 7. Nee, nooit. Nee. Ek wil net gaan seker maak is dit alles hierso. Ja. Okay, is klaar.